Die Gautengse Departement van Gesondheid sê daar is 34,000 pasiënte wat op waglyste is om mediese prosedures te ondergaan. Dis 'n antwoord op die DA se vraag in die wetgewer oor die agterstande wat daar bestaan. Die meeste mense wag vir katarak-operasies met 9,000 mense op hierdie waglys. Die departement sê daar word vordering gemaak om die agterstande in hospitale uit te wis, maar die DA sê dis onsin. Intussen waarsku die Vryheidsfront Plus dat gesondheidsdienste nie die enigste regeringspilaar is wat dreig om ineen te stort hier nie. Ons praat met die leier van die Vryheidsfront Plus in Gauteng, Jaco Mulder. Goeiemiddag, Jaco. Goeiemiddag, Susan. Hoe groot is die gesondheidsorgprobleme hier in die provinsie? Wel, dit is enorm groot. Ons weet dat talle klagtes oor ons lesenaar kom van mense wat daar behandel moet word, pasiënte wat nie die nodige behandeling kry nie. En as ons kyk na die syfers wat jy genoem het die syfer van die einde van die finansiële jaar van 34,500 waarskynlik al gestyg na nader aan 40,000. Ook vanweë personeeltekorte en probleme. Die verskoning wat gegee word natuurlik is dat daar 'n finansiële tekort was teen die einde van die finansiële jaar einde Maart 2025. Maar as ons kyk na die feit dat daar 1,8 miljard rand onderspandeer is deur die provinsie, waarvan daar ongeveer 85 miljoen verbeur gaan word, dan lyk dit vir my na swak bestuur. En sê vir my, glo jy die departement as hy sê hy haal dit in? Ek weet nie op grond waarvan die LER dit sê nie. Ek sal graag wil sien, dit hang af hoe jy dit meet, maar nee, dit lyk regtig waar nie die geval te wees nie. Ek dink die soos jy in jou inleiding gesê het ook, die probleme is nie beperk tot gesondheid nie, maar mens moet dit beoordeel in 'n breë prentjie van wat in Gauteng aan die gang is. En wat gaan hier aan? Maar as ek so vinnig kan kyk, ons weet dat daar môre Dinsdag nou, LER Mahiles die provinsiale begroting voorgaan hou. Uiteraard sal daar waarskynlik minder geld wees as van tevore, maar die bekommernis is nie noodwendig wat die begroting is nie, maar hoe dit spandeer moet word. As ons dan kyk byvoorbeeld na waterinfrastruktuurontwikkeling en opgradering, dis nou aktueel in die provinsie op die oomblik, met Randwater wat besig is met opgradering, geskeduleerde opgraderings. Maar die infrastruktuur het verval oor 'n hele aantal jare en Randwaterraad kan ook nie genoeg water voorsien nie, doodgeween vanweë die feit dat daar groot lekkasies is in plaaslike regeringsinfrastruktuur en ook die feit dat die plaaslike regerings geïntegreerde ontwikkelingsplanne nie strook met die van Randwaterraad nie. As ons kan kyk na waterbesoedeling, ek self as voorsitter van die landbou en omgewingsake portefeulje komitee kan daarvan getuig dat daar grootskaalse rioolstorting vir etlike jare vanweë swak infrastruktuurverhouding plaasvind in die Vaalrivier, by Mfuleni byvoorbeeld, Ekurhuleni en die Hennops rivier, Mogale City, dis nou waar Kreeusdorp is die Percy Stewart Flip, iemand die rioolwerke lank reeds buitewerking en is al grootskaalse stortings onder meer in die Krokodilrivier en die Rietspruit wat die Vaalrivier voed. Daar is provinsiale behuisingsontwikkelings saam met die plaaslike regeringsoefening, soos byvoorbeeld in Breekwil, waar onverwerkte riool in die Dolomiet gestort word, en dan maak baie van die burgemeesters behuisingsbeloftes, soos die een van Mogale City onder, en waar hulle landelike inwoners aanmoedig om grond te beset wat aan plaaslike owerhede behoort, selfs voordat dit nog 'n diens is. So dis 'n groot probleme wat op ons wag as ons nie dit aanspreek nie. Baie dankie. Was die leier van die Vryheidsfront Plus in Gauteng, Jaco Mulder.